En dokter, so doop soos 'n kwartel. Ek weet nie wat aangaan nie. Sit tante gemaklik. Hoe sê hy? Sit tante gemaklik. O, sit jy gemaklik, suster? Sy sê lekker gemaklik. Dankie, dokter. En hoe gaan dit met Freddy? O, ek dink is oor Freddy wat sy so is. Ja, dis moontlik dat tant Annie so bietjie dower kan geword het, maar of dit oor Freddy is, weet ek nie. Ek sal maar gaan kyk. Nee, wag eens, dokter. Ek wil hê terwyl sy nou hier is, moet dokter haar 'n deeglike overall gee. Ja, en sy kyk so binne die omloop hier in haar nek ook. Sy moet nie die hondjie so aan haar laat lek. Nou maar goed, ek sal so maak. Kom tant Annie. Kom, suster, jy moet saam met dokter loop. Hy gaan jou so 'n bietjie ondersoek. Ek gaan sommer net kyk, hoekom jy so 'n bietjie doof die laaste tyd. Kom, suster, kom. Skil maak my skoon rasend. Môre Chrissy, Môre. dokter besig? Ek sal vir jou sê wanneer hy klaar is, Dawie. Jy sal net jou beurt moet afwag soos al die ander pasiënte. Was daar nog iets? Jy gee ook nie jou mond vir nie kos nie, né? Ek werk maar net hier, ek maak nie die reëls nie. My medisyne is op. Die apteek wil nie vir my medisyne gee sonder sonder 'n voorskrif nie. Ek is jammer, Dawie, jy sal maar net moet wag. As jy nou 'n afspraak kry... Ag, los dit maar man, jy gee ook nie om laat ek 'n siek man is soos ek hier staan nie. Nou vir wat staan jy dan maar loop sit? Stap aan tant Annie. Ek het van tant Annie baie deeglik ondersoek om tuisie. En daar is absoluut niks met haar gesondheid verkeerd nie. Om die waarheid te sê, sy is die gesondste ou mens wat ek in 'n lang tyd ondersoek het. Hoe sê hy? Ek sê tant Annie is so gesond soos 'n visie in die water om tuisie. Vis. Hoor jy daar, suster? Dokter sê vir al haar smoorvis wat jy eet. Ek het jou 100 keer gesê jy moenie so baie snoek eet nie. Is van die snoek wat jy so uitslaan. Nee, tuisie, dis nie wat ek gesê het nie. Nou jy nog staan en doof word van die vis ook. Mens, sy's baie koppig, dokter. Ek gaan vir tant Annie na 'n gehoorspesialis in die Kaap stuur, sodat hy haar ore kan toets. Ek dink 'n gehoorstelletjie is net die ware Jakob. Ek gee ook sommer 'n voorskrifie vir die plekkie aan die nek, hoor. Nou wat is dit vir ou Jakob? Nee, ek sê ek gaan vir tant Annie na 'n gehoorspesialis in die Kaap stuur, sodat hy haar ore kan toets vir 'n gehoorstelletjie vir die doofheid oom Tuisie. Ja, maar nou nie weer staan vir jou onnodig staan ontstel nie, suster. Ek gaan vir Frans vra vir jou kaptein, vir ons almal kaptein. Hoe sê jy, suster? Ja, maar luister, is los met die snoep. Ons gaan kaptein vir daardie toets van jou vore. Jou tydskrifte is ook al so oud. Hierdie is al 3 jaar oud. Ja, nee. Mense sê hulle maak so baie geld uit die publiek uit. Dat hulle gerus nuwe tydskrifte kan voorsien. Ja, dis waar, ja. En dan moet die mens nog so lank wag ook. Ja, nee. Wat het van daai Amanda geword? Hier's mos nou nog 'n nuwe meisiekind op. Gepaat ons teruggestuur skool toe. Dis haar suster Chrissy die. Ons albei dogters van Oukeniels wag net met jou stasiemeester. Stiefdogters asseblief. Sy's net so slim met haar ons is daai Amanda. Dan so as. Ek kyk nou wag met ou bog van 'n pa so sê dit. Stiefpa, ekskuus vir my. Hy sien my pa nie. Oom kan maar self by die apteek kry, hoor. Hoe sê hy? Ek sê oom kan maar self by die apteek kry. Vir wat is die saak, dokter? Dis vir die omloop oom Tuisie. Die omloop. O ja, nou maar goed, as ek so by die apteek omloop, maar ek wil weet waarvoor is die salf? Dis vir die plekkie aan die nek oom Tuisie, die plekkie aan die nek. O ja, jy sê sommer sê met die hond so aan haar nek laat lek nie. O ja, ag tant Annie moenie toelaat dat die hondjie so aan tant Annie lek nie, hoor. Ja, die woontjie het Hondjie. pragtig gelees, dokter Hans. Raai, die kinders kom vra nou nog vir my. Hoe gaan dit met die hondjie? Nou vir die operasieplek. Gee my genade, kom ons loop tot sien. Tot sins. Volgende pasiënt asseblief, Chrissy. Gaan jy nou eers sit Dawie voor jy net jou binne goed uitdoen?
Nommer asseblief. Tante laat mens daarom so wag. Tante moet daarom dink ek het nie werk nie. Dokter is haastig met die nommer en tante laat mens wag. Nou sê dan maar wat 'n nommer. Moenie so as strand wees nie. Chris, jy's 'n bogkind by my gereken. Dubbel 3 asseblief. Ou heks. Met wie jy praat, kind? Daar's niemand daar nie. Ek is hier in die sentrale en Callies op die lande. Gee maar net die nommer asseblief, tant Lizzie. As jy iets te sê het, kan jy maar vir my sê. Ek sê jy mos daar's niemand daar nie. Weet tante. Met wie jy praat, kind? En ek weet dis nie vir dokter nie. Met Callie. Wat wie met Callie voor praat? Dis my besigheid. Gee nou die nommer asseblief, tant Lizzie, ek's haastig. Ek sê jy mos Callie is nie by die huis nie. Al was hy ook, sou ek jou nie deur geskakel het nie. Mamma se ou seentjie, nê, sit hom seker snags in die bed, hou hom oor die potjie, nê. 'n Strante eentjie mens. Dis sy bekonners ook alweer. Môre Chrissy, dokter besig. Ja, wat wil jy nou alweer hê? Medisyne is op apteek wil nie vir my medisyne gee sonder die voorskrif nie. Sit maar so lank, hy sal nie lank besig wees nie. Dankie. Blaai jou bors baie, Dawie. Ja, vader is ook my ontstel. Dit mag my nie ontstel nie. Dan lol pa nog met 'n koolplantery. Is net kool. En dan kook maar ook nog kool van die môre tot die aand. As dit die koolbrede is dit koolfrikadelle. Wat wil jy dan plant? Tabak, Chrissy. Turkse tabak is 'n goed aard hier by ons. Is van die tabak wat jy so Het dokter nie vir jou gesê jy moet ophou rookie, Dawie? Hoekom luister jy nie, hè? Kom op pasiënt asseblief, Chrissy. Jy kan maar aangaan, Jesus borsie. Is dit 'n groot pakkie of 'n klein pakkietjie? Hoe sê jy, Lizzie? Groot of klein? Dis so 'n ou klein pakketjie, dis iets anders 'n oorvountjie. Dankie, Lizzie. En wat dan nou van jou? Hoe sê jy? Jy's dan net so doof, gaan jy vir jou ook 'n gehoorstelletjie kry? Doof enne. Maar ek is gedoof nie, Lizzie. Dankie hoor. Totsiens, Lizzie. Hallo Tuisie. Dag, dankie, dag. Jy moet daai pote van Callie afhou, dis al wat ek sê. Die tante. Daai Chrissy skepsel. Sy moet vir Callie uitlos. Ek wil hê Callie moet 'n ordentlike, hardwerkende boeredogter trou, nie met so 'n luie aanstaan soos sy nie. Sy wil almekaar met hom praat. En ek weier om haar deel te skakel. As dit nou al so gaan, hoe sal dit nie gaan as ek eers op die dorp woon nie? Tante het dan nou finaal besluit om op die dorp te kom bly. Ag ja, Greta, dis al maniere hoe Callie tot trou kan bring. Jy weet mos hoe die mans geslag. Verlekker al te maklik op 'n mens. Ma is 'n lekker kos. Al vergeet, ma word ook oud. Ek toe gaan tante wil nie hê Callie moet trou nie. Maar die regte vrou, ja, ek sê jou dan, Greta, met 'n gawe, hardwerkende boeredogter. Greta, jy skakel haar nie Diana ons nommer as sy weer vra nie. Tante, ek moet mos. En tante mag ook nie weier om haar deur te skakel nie. Tante gaan laat ons nie moeilikheid beland. Maar jy maar net soos ek sê, ek weet wat ek doen. Môre dink jy. Môre oom. Die dokter baie besig. Ja oom, oom sal so 'n bietjie moet wag. Hoe sê hy? Ek sê dokter is nog besig, oom sal so 'n bietjie moet wag. Volgende pasiënt asseblief, Chrissy. Oom Tuisie wil vir dokter spreek, dokter. Nou maar gaan. Oom kan maar binne gaan. Dankie. O, hier is tant Annie ook. Môre tante. Kom. Môre, oom Tuisie. Môre, dokter. Koop Grita's op die sentrale. Nommer asseblief. Ja, besig met jou streke. Chrissy, ek wil vir jou iets vra. Ja, Hulle sê jy moet Callie Rademeier uit. Is dit so? maar as dit is, Nee, ek het net gewonder. Miskien kan jy eendag saam met my uitgaan, dan kan ons by ons huis eet en dan kan ons bioskoop toe gaan. koolbreed. Maar jy kan net sê waarvan jy hou. Ek sal vir ma vra om dit te maak. Kan nie. Kom nie. Omdat ek het 'n kerel. Hy sal nie af van nou as ek met ander mans uitgaan nie. Is dit Callie? Miskien. Miskien kan ek darm een of ander keer so. Wat jy gesê, Chrissy? Niks. Kan dan Annie nou beter hoor? Wag, ek draai die volume 'n bietjie op. Kan dan Annie nou beter hoor? Ja, dokter, nou kyk baie goed hoor. Wat sê sy, dokter? Sy sê sy kan nou beter hoor om Tuisie. Hoe nou moet ek nie sommer vir oom ook 'n afspraak maak nie. Oom is ook maar goed doof, né? Hoe sê hy? Toe maar. Dokter sê jy moet vir jou ook 'n foutjie kry. Dokter sê jy's eers toe. Maar ek is gedoof, ek hoor net nie altyd goed nie. Dan Annie.
Jy moet nou maar die volume 'n bietjie afdraai daar op die plaas as om Tuisie met jou te veel baklei of te veel werk wil gee, hoor. Hoe sê jy, dokter? Dokter sê jy moet nie so lol, hy is besig. Baie dankie dokter en totsiens. Totsiens dan. Tot ziens, dokter, tot ziens. Precies, my kind. Callie kan in sy verstand in vlieg. Chrissy lyk my David se petty vergeet. Daar sien. Hoe sou gaan kyk jy maar vir pos. Ek sê kyk vir David. Chrissy, ek Ja, hier is dit. wat het jy teen my bed? Niks nie, maar 'n mens kan nooit te versigtig wees nie. Net 'n grappie, Dawie. Ek weet mos jy het nie luister nie. Ai, Dawie, wil jy nie vir Callie gaan vra om my te kom spreek nie? Sê vir hom is dringend, sê vir hom sy ma. Toe maar, nog sit maar. Ek sien nou net vir Chrissy daar by die telefoonhokkie aangaan. Daar seker weer een van die baie kerels. Ek kan nie man nou uit. Ja, maar party mense is glo vreeslik daarteen. Dit is glo net 'n hardwerkende boeredogter wat haar afvalkrag skaal bewerk en boerebors maak 'n wolbal trap wat goed genoeg is vir Callie. Nommer asseblief. Dubbel 3 asseblief. Daar's niemand by dubbel 3 nie. Wie Praat. Max. Grita, gaan kyk gou wie het nou net daar van die foonhokkie afgebel. Ek is nou te besig hier. Ek ook Talissie. Ons daai lenige Chrissy sal weer agter Callie aan. Niks wil mens doen. Goed, dan kriekie kuier nog so 'n bietjie in Johannesburg. Wanneer is jy laat te wagte? Syne niggie van haar is in die wildtuin. Ons weet nog nie wanneer hulle terugkom nie. Ja, trou sy nog vas. So is die plan, ja. Nou staan klets jy en Sannie, jy kon al lankal gaan kyk het. Dit gaan maar 'n stil trou wees, net so vir die familie. Ja nee jong, vashou mos nie van 'n doenigheid nie. Hallo. Dokter Hansie pos asseblief Greta. Nommer. Wat is jy, Callie? Moet wie in die spreekkamers praat? Ou Willie se vinger. Maar my kind is nie nodig om dokter lastig te val vir ou Willie se vinger nie. Maak dan maar net 'n pleister van swale Engelse sout en Vaseline, sit dit op die vinger dat die vinger trek. Ma se vanaand kom kyk. Maak nou maar soos ma sê, Callie ma weet beter. Totsiens my kind. O ja, en onthou 'n bietjie om die goed by die winkel op te tel as die ma vanaand kom haal. Totsiens. Dis so dan voor kan nou soos jy Jan met die vakansie wil gaan. Ek hoop maar so jong. lui. Sy's dan beter as in die begin. Sy's nie meer so aggressief met die publiek nie. Ja, toe maar ek lui koors. Jy moet my nie aanjaag nie. Ek het net 2 jane. Ek het seker nou te gou gepraat. Hoor hierso Chrissy, jy verjaar mos vandag. Ja, dokter. Maar hoekom jy my nie gesê nie? Veels geluk hoor. Jong, ek het nou nie 'n persent gekoop nie. En hierso gaan ek ook vir iets doen. Baie dankie dokter. Ons gaan vanaand party op eendrag in die skuur. Dis gaan. Jy sê hoekom is die telefoonrekening so hoog hierdie maand? Dokter het 'n hele aantal hooflynoproepe gemaak. Seker was. Môre, môre. Môre is Marian. Hoor jy so swaar ek het vir Awie in die bakkie jong die trek het oor sy voet geloop. Kan jy na hom kyk? Ja, bring hom in. Goed. Oom Jan, is dit nog reg vir vanaand? Die skuur, oom, ons sal sien ons kan dit kry vir vanaand. Hy is goed dat jy gepraat het, anders het ek skoon vergeet. Ek sal vir Janko sê my plek reg doen. Maar dan verjaar jy mos vandag. Nou maar baie geluk hoor. Want ek wil nie molest op die plaas hê vanaand. Kan nie vir Awie laat wag terwyl ek met die jong blaartjies gesels nie. Verskoon my swaar. Sjoe. Dan is ek gaan net gou winkel toe hoor. Ja, goed, lieve. Nommer. O, dis alweer jy. Nou gee dan maar die nommer. Johannes, is dit vir dokter Hans of vir jouself? Dis vir dokter Tant Leslie en hy's baie haastig dringend. Goed, ek lui dan maar. My kom aan, ja. Listen, wees net geduldig asseblief. Stuur na Johannesburg, praat maar. Nee, ek bel net om te hoor of Makriekie al 'n vlug. Hoe ander week en donderdag. Nee, maar skaaf as sal iemand wees om Makriekie te kom haal. Nee, dit gaan goed met hom. Ons was juis gisterand op die plaas. Hy's net hard besig om die huis te verf en op te knap vir die groot okasie. Goed, ek sal vir Belinda sê. Kuier maar lekker en sê groete vir tante Elise en die kinders. Dit gaan heeltemal goed met almal hier rond. Maar weet seker dat oom Herklaas tant Lissie Rademeier se man se verongeluk het. Belinda het geskryf. Oom Tuisie se vrou is ook oorlede, Makriekie.
Ja, luister weer lekker af, Neulis. Wat 'n storie jy nou weer afgeluister? Wat wie? Pos asseblief. Mense sweer julle het nie 'n possleutel. Asseblief van Krikkie. Dankie. Dis wonder jy die brief nie oopgestoom en gelees nie. Reken van wanneer af doen ek sulke dinge? Moet jy altyd ongeskik wees of vas de wale. Hallo Tanissie. Lottie, sê, wat en waar val jy uit en het jou man ook saamgekom? En van wanneer af werk tante in die poskantoor? Ek onthou mos nog die dae toe tante hier gewerk het toe ek nog hier in die skool was. Ag, ek help maar sommer so 'n bietjie vir Grieta uit. Sy's mos nou getroud met Jan de Waal en so en nou leer sy maar. Ten minste sy leer my nie want wat ek nou lankal vergeet het van die werk moet sy nog leer. Posorder vir R10 asseblief tante. En hoe lank kan jy Lottie? Nee, ek weet nog nie tante. Jy het seker gehoor dat Frans Joubert se vrou Mimi ook 2 jaar gelede oorlede is. Maar hy het mos tyd en daarna jou gevry. Ja, ek het ervan gehoor tante. Haar suster Nana sorg nou vir Frans en die kinders. Reken sy was mos ook verloof geweest, maar sy het alles sommer so tot niet gemaak toe Mimi nou dood is om vir Frans en die kinders te kom Ja, sorg. ek het gehoor. Tante weet nie van iemand my hare bietjie kan doen nie. Is hier 'n haarsalon? Nee, my kind, so iets het ons nou nie, maar Kato Willem se knip en werskaf ons hare, die mansgeslag sin ook. Ag en jy betaal haar maar wat jy wil, sy mag mos nou nie geld vra nie. Ek onthou ek toe nog goed. Woon sy nog in die huisie daar by die ou meel? Ja, einste. Lottie, hoekom het jy dan nou skielik na al die jare weer terug? Ai tante, ek is op die oomblik 'n bietjie haastig. Ons kan weer gesels, hoor. Totsiens. Jy's dan taamlik geheimsinnig. Sweer daar's 'n slang in die gras. Wat skryf Krikkie se vas? Niks besonders nie. Is daar iets verkeerd se vas? Nee, Nelly, daar's niks verkeerd nie. Dis mos nie iets wat Krikkie geskryf het nie, is dit? Nelly, ek sê dan vir jou daar's niks verkeerd nie. Wat neel jy so om my ore? Weet jy nie is 'n goeie idee as ons daai boonste land. Waar is jy ook Hy hier? sê uit. Daar's iets wat hom pla, Jan. Ek wonder of alles nog reg is tussen jou ma en hom. Vanoggend was dit nog. Hy het juis gesê hy hoop my ma is tevrede met die klere wat hy hulle slaapkamer geskilder het. Nou, dan is dit iets wat in die brief gestaan het. Ja, dus ek seker maar moet gaan loop kyk. Nee, laat maar staan. Jy weet hoe hy is. Ons sal wel een of ander tyd agter die kap van die byl kom. My wêreld, Lottie, dat jy nou hier uitslaan na al die jare. Hoekom het jy nooit vir jou gesig kom wys nie? Wel, ek het my redes gehad, Kato. Ag, ek het sommer verlang om my ou plek weer te sien. Jy weet, dis alles so pragtig groen, die veld en die lande. Ek het al vergeet hoe mooi dit is. Wie, ek kan my net verkyk, Kato. Is jy by jou broer hulle tuis? Nee, ek is in die hotel tuis. Ag, jy weet, Dion het so baie gaste. Ek wil liewer maar op my eie wees en kan ek kom en gaan soos ek wil. Natuurlik. Jy weet nie dalk waar ek 'n huisie kan huur nie. Permanent. Sommige nog eers sien. Ek weet hulle verhuur rondavels op Eendrag. Baie dankie, ek sal gaan verneem. Het jou man ook saamgekom, Lottie? Kato, ek hoor jy doen hare. Sê jy myne was en kap asseblief. Wanneer? Sommer nou. Nou maar goed, kom. Dankie. Ja, vraat maar. Grieta, wonder dan of Dr. Hans weet dat Chrissy tydig en ontydig veroproepe maak. Jy moet net sien hoe hoog is die spreekkamer se telefoonrekening. Ek weet dan dis, maar seker maar vir Hans wat sy die oproepe maak. Hans skakel dikwels van sy kollegas as hy raad nodig het. Ja, as dit maar was. Nou die dag het sy Johannesburg gebel en omtrent 'n halfuur gekyk. Lyk my die kind het ook op elke dorp bevry. Haai, tante moet dit apart dit hoor. Tante moet die mense uitlos dat hulle aanjaag soos hulle wil. Ek dra maar net Dr. Hans se belange op die hart. Hy sê mos nou nooit raai dis die klein klits wat so baie lui en so lank gesels nie. En Lucy, ek wil gou na Kato toe gaan, sy maak vir my 'n rok sodat tante kan klaarkom. Maar ek kan nog van Lottie vertel het Grieta wat jou haas dan nou. Later tante, later. O ja, ek verwag 'n oproep van Jan oor vanaand. Sal tante sommer vir my 'n boodskap neem as ek nog nie terug is nie? Hallo Betty. Mens, jy sal nooit raai wie stap vanoggend hier aan nie. Ewe koelbloedig asof sy nou nie jare terug die hele dorp en omgewing op hol gehad het nie. Lottie Serfontein. Lottie man, onthou jy dan nie? Sy wat tyd en dae aan Frans Joubert van Suikerbos verloof was en toe die huis nou klaar gebou is, toe loop sy mos weg met daai ryk sakeman van Johannesburg. Nee, weet jy wat sy tuis gaan is taamlik geheimsinnig. Jy sê mos onthou sy en daai broer van haar was al die jare kwai vriende oor die ding. Ja, Frans en Dion was mos boesemvriende voordat Lottie nou vir Frans so gefop.
Ja, nou dat jy praat, nou onthou ek. Die arme Belinda. Ja, Lottie het mos daar ook amper 'n lelike ding veroorsaak. Baie dankie, Kato. Wat lyk pragtig. Kan ek maar weer kom? Natuurlik. Ag, nee ja. Gaan met Frans. Nee, goed. Jy het seker gehoor van Mimi, né? Ja. Was hy baie het hy haar dood baie gevoel? Verskriklik. Hulle was baie gelukkig. Jy bedoel ek het Frans eintlik 'n guns bewys deur nie destyds met hom te trou nie. Maar ek het nooit so iets gedink nie, Lottie, ek verseker jou. Ag, natuurlik, julle dink mos almal so, ek weet mos. Ek weet mos hoe julle my almal veroordeel destyds. Maar nou ja, dit maak nie saak nie. Ek het hom sleg behandel. Hoop net Frans het my vergewe. Nou ja, Kato, baie dankie hoor. En Totsiens. Totsiens, Lottie. O, moenie vir my sê. Jy's Grieta, is jy nie? Ja. Jy weet jy het destyds vir my Antie gesê, maar nou sê jy vir my Lottie, hoor? Lottie. Hulle het ook van 'n Lottie gepraat. Lottie wieke toe. Tamara, jy sal gou nog uitvind. Kom ons pas jou rokkie, ek nog net die som aan werk. Kom. Lottie Serfontein. Nou weet ek, is Lottie Serfontein. Ek het jou die eerste keer gehoor, kom. Ek was nog op skool hier toe sy en Frans verloof was. Hulle sê al die mans van die dorp was op haar verlief. Sy was baie mooi. Wel, sy's nou nog mooi. Maar wat kos soek sy nou na al die jare weer hier toe? Moeilikheid is susters soos ek haar ken. Anderinge, Rina van Ousas Brink was vanmôre ingewees en sy sê sy het Lottie hier die hotel uit sien kom. Vrou, wat kom maak sy? Of dink jy sy het kom vrede maak met haar broer? Nee, nog net so mooi soos altyd. Ooh, ek het so 'n nare gevoel hier gaan nog iets gebeur. Lelike dinge. Ja, nou jy hou dit maar vir jouself, ek het werk om te doen. Ja, ek wil nie geskindery optel nie. Totsiens. Hallo Tassie, dis Lissy hier. Vrou, jy's 'n Johannes saamslaan en jy hoor wat ek jou nou gaan vertel. Dit lyk regtig mooi toe. Ek hoop net word 'n vakansierok. Was jy weer by die winkel? Nee, ek kry maar my goedjies van Caledon af. Ek bly maar daar weg, jong. Ek wil tog nie moeilikheid veroorsaak nie. Sunny het ons nou na kop gekry dat Frans en ek ag, maar jy ken mos daai storie. Jy is nie die enigste wat verdink word dat jy besig is om die huis op te breek nie, jong. Sy verdink ons maar almal. Ja, maar wat bekeer Sunny dan? Sy sal maak dit Klaas nog regtig vir haar. Was jy ooit verlief op Klaas toe? Ek vra maar net, ek het maar net gewonder hoekom jy nooit getrou het nie. Was dit oor Klaas toe? Ek het nooit getrou nie omdat niemand my ooit gevra het nie. Maar ook omdat nou ja, toe maar dis my storie kom. Dis jammer toe. Toe maar ek is nie kwaad nie. Jy kan môre jou rokkie kom haal en ek hoop regtig dat jy en Jan so 'n bietjie kan wegkom. Ja, daar is rondawels, Lottie. Sy vas het nou juist nou almal so pragtig netjies skoon gemaak en geverf. Ek het gewonder, is daar van hulle leeg op die oomblik? Ja, glo hoekom? Nee, ek het maar net gewonder of julle dalk een aan my sou verhuur. Is dit gemeubileer? Ja, al wat jy nodig het is lakens, komberse en kos. Wanneer wil jy die rondawel gehad het, Lottie? Sommer onmiddellik. Wag, laat ek net 'n notaatjie daarvan maak. Ek is so kort van gedagte. Dan kan se vas of Jan self met jou die nodige reëlings tref. Nou maar goed, dankie Tannie. As 'n plesier. Dis mos waarvoor hulle die rondawels bou nie waar nie. Julle waterblommetjies is nog nie bekwam nie, Frans. Ja, ons het al gepluk. Wil jy gehad het, Klaas? As jy kan spaar, ja, die mense val my so lastig, jy weet man. Almal my so ver van Javies en dis daar weer en dis al byna gedaan. Wil jy vir die huis ook hier? Ek sal bly wees, Sunny maak dit heerlik gaan. Hallo Frans, Nana saamgekom. Ja, sy is met poskantoor. Frans, het jy gehoor Lottie is weer hier. Ek weet jy praat van waterblommetjies, gaan ons ook kry. Wat is dit van Lottie? Sy is terug, Frans. Sy woon nie onder in die hotel. Nie by Dion al op die plaas nie. Nee, en dan is jy weer te vertel, sy is nog net Nou ja, so dit alwees Frans, ons het harde bokkems en gekry, hoe lyk dit? Ja, dankie. Kom saam, maar wees ek hier. Maar verskoon, dit was hoe die vroumense kan skroom mekaar. Hallo Nana. Goeiemiddag, Sunny. En waar is Frans? Harders. Ek kan nog by Eendrag ook aan ry, daar 'n paar van ons skape en hulle trobbelend. Hier is julle. Dan kan ons maar ry dan. Het jy die pos gekry? Ja. Ek lei net gou die vis op die bak. Ja, kom tuis. Kom gee my 'n handjie man. Miskien gee jy sommer die balse vis saam van of Jan moet nog te kom haal. Ja, goed. Wag voor hom, maar wees ek ook. Kom ons sal sien die daar is al die bokkems tot sins. Ja, dis in daai kas dan. Kom maar. Hey, wat is jy so begaan oor die ding of jy nog al die tyd sweet op Lottie? Hulle mans was almal destyds so nat neus agteraan.
Wonder of Frans weet hoe die mense praat hy en dan in 'n feitelik hy in hy groot glaashuis bly. Dries in die buitekamer, Linda op kosskool, en dan's tog net Blommies, sy's tog net 'n bok. Sien ons besigheid nie, Sannie. Laat die mense maar skinder onthou, ons het 'n besigheid hoor. Hoorie, wat het my pen geword? Agter jou oor simpels, die slang is in jou gepik. Sonskyn kafee. Maar Nelly, hoe kan jy so 'n ding loop staan en aanvang? Maar ek het mos nie gesê sy kan die rondawel kry nie. Ek het net gesê daar's 'n leë een en sy moet met jou of Jan die nodige reëlings tref. Wel, sy kan die rondawel nie kry nie en dis klaar. Waarom nie? Ek dink julle is so gretig om die rondawels te verhuur. Nie aan haar nie. Waarom nie? Net omdat sy donkie jare gelede 'n misstap begaan, net oor sy Frans Joubert. Ag Nelly, bly jy stil, jy weet van niks. En jy vergeet wat sy tyd en daar die arme Belinda amper aangedoen het. En as Kriekie nou gewillig is om vir haar 'n rondawel te gee, sy is nie so harddraand soos jy nie. Kriekie sal maak soos ek sê. Hoor tog net, nog nie eens getroud nie, wil nou al die wet voorskryf. Waar gaan jy nou? Vraag al sê sy kan die rondawel nie kry nie, wat anders? Ek het skoon vergeet ek moes vir Grieta gebel het. Ja, Lottie Serfontein. Mens, nou het ek 'n bietjie nagedink en onthou ek mos. Sy en Klaas het mos ek uitgegaan. Onthou jy Sannie het byna die aapstuipe gehad. Hemel, Sarah, jy kon my met 'n veertjie omstoot toe die mens skielik hier voor my staan. Lottie Serfontein sê ek, as jy ken my dadelik. Regens is nog net so mooi soos altyd. Bietjie ouer, maar dit pas haar goed. Ek sê vir jou, Sarah, hier gaan nog lelike dinge gebeur. Want hier is omtrent nie 'n mansmens op hierdie plek wat Waar dit duiwel is my hoed. Ek wou nou net aan Lizzie sê vir Sarah of Leon op die foon laat Lottie Serfontein op die dorp sak en pak terug is. Ek kan sweer het nou iemand tussen gepraat, Sarah. Wel, waar was ek nou? O, hier kom Grieta, nou ons sal selfs 'n ander dag verder hou, dit maar vir jouself voor. Hulle het Jan al gebel. Nee, nog nie, Grieta. Toe, lyk hier ook. Maar sy nie geskei nie. Ek is seker Dion het my vertel hom vas. Waar gaan hom nou heen? Dorp toe. Laat staan eers, dit kan wag. Waarom is nou hier? Frans Joubert se bakkie. Hy sê Nana. Nelly, dit gaan nie net oor haar en Frans en Belinda nie. Daar's iets anders ook. Jy sien, sy en haar man het naby ons gebly in Kreersdorp voor hulle na voorstad toe is. En sy het dikwels daar by ons gekom. En Nelly, as sy nie weet nie, gaan sy uitvind. Ag, moenie nou al die Bobbejaan agter die berg uitsleep nie. Dalk gebeur dit nooit. Ja. Ja, ek het jou destyds gesê dis 'n verkeerde ding, maar jy wil nie hoor nie. Hallo, Farsie. Dag, Nana. Dag, Farsie. Farsie, Frans sê vir my daar's van sy skakel tussen ons en ek gaan dit net gou-gou uitkeer ry om saam. Ja. Kom sit nou. Dis reg. Ja, dankie. Ag, tante Chris is nie so sleg as tante nou net die moeite sal doen om haar bietjie beter te leer ken. Nee, ek lyk haar niks, Grieta. Sy's te bekker van voor op die wa. Ek weet nie wat Callie nou sien nie, om nie eers te praat van al die ander kerels hier rond nie. Nee, sy's te voor op die wa. Ag, tante, die jong mense van vandag is maar so. Hulle doen dinge wat ek nie so gedroom het om te doen nie. En die manier wat sy het om so agter Callie aan te bel. In my dagtes lewe sou ek nooit gedroom het om 'n mansmens te bel nie, al was ek ook hoe verleë. Maar wie wil tante nou eintlik hê met Callie mee trou? Grieta, jy se mos vir niemand gaan sien nie. Jy sien Callie weet nog van niks. Ek beloof ek sal nie. Julina RW. Julina? Van hom Koos RW? Daai wat 3 keer staan dit 6 gedop het, maar Callie se mos nou... Callie weet ek weet beste. Sy's 'n liewe, hardwerkende kind. Nie die soort wat alles weet en jou wil kom leer nie en die hele dag in die huis rond lê en boeke lees nie. Callie slom deur sy ma laat lei, want so het ek hom groot gemaak. Nana, jy weet seker dat Lottie Serfontein hier kuier. Frans het gesê ja. Het hy haar al te sien gekry? Nee, ek dink nie so nie, Tannie. Hy sê my gesê het. Nee, ek dink nie hy kon nie, want hy het nou sopas in die winkel daarvan gehoor. Jy weet seker dat Lottie en Frans destyds verloof was, nog voor hy Mimi ontmoet het. Nog 'n bietjie tee, Nana? Nee, dankie Tannie. Ek weet ja. Het Frans jou gesê of het jy... Nee, hy het nie daarvan gepraat nie. Mimi het my gesê. Hulle was baie gelukkig, Tannie. Nana, is hom Tuisie dan nou al getroos of hou jy hom maar so op? Ag, hy raak seker maar soms nog bedroef, Tannie, maar te Annie hou hom so aan die gang. Hy kry nie eintlik tyd om te treur nie. Nou die dag het sy glo Engelse sout in die kos gegooi in plaas van gewone sout. Dit was 'n hele affære. Meeste van die tyd stuur ek maar 'n ou stukkie kos.
Jou gewese verloofde Nana, sien jy hom nog soms? Ja, ons sien mekaar so af en toe in die stad, Tanelli. Hy het mos nie getrou nie. En hy is nog lief vir jou. En jy vir hom? Ag, Tanelli, kom ons vergeet maar die ou stukkie geskiedenis. Ek sê mos ek's doodgelukkig met dinge so. Nana, jy's nie dalk verlief op Frans nie. Ek is jammer. Dis nie my besigheid nie. Chrissy, ek het vergeet om vanoggend te betaal. Ek hou nie van skuld nie, so. Nog 50 sent vir die buisie sal wat dokter vir jou gegee het, Dawie. Ek dog ons verniet. Die mense op die jou net betaal gewonder op ons skatterekening. Op hierdie plek, wat 'n dokter kan ooit hierso ryk word? Dis al melkkoe wat die dokter het, Dawie. Dankie. Doe jy iets vanaand? Nee, hoekom? Wil jy nie vir Lina RB op die plaas gaan haal nie? Nee, want ek ken haar nie eers nie. Maar jy kom ons kennis maak. Sy ken jy so min jong mense. Sy's vreeslik skaam ook. Ons gaan 'n bietjie party hou op Eendrag. Oom Jan het gesê ons kan maar die skuur gebruik. Kan sy aan dans? Maar jy kan hom ons leer. Nee, ek wil liever saam met jou gaan, Chrissy. Ek het klare maat. Ek gaan saam met Robbie Steyn. Ek het vir Connie in die hande probeer kry, maar jy weet dis daai ou ma van hom. Sy wou my nie eers deurskakel nie. Nou is ek goed genoeg, hè. Is nie dit nie? Ek sou vir jou eers gevra. Maar jy het vanoggend so baie gehoes, toe dog ek jy's dalk siek of iets. Is dit hoekom jy Callie gesoek het? Ja, nou toe nou, sal jy. Ons gaan 'n lekker opskop hê, jong, my maat vir ons 6 melkterte gebak. Ek verjaar eintlik vandag. Geluk, Chrissy, op een voorwaarde. Jy gaan een keer saam met my ook uit. Ek het opgehou rook soos jy gesê het. Ek hoes ook baie minder. Toe. Ek weet nie wat my kerel daarvan sal sê nie. Die ene Johannesburg, hy's vreeslik jaloers. Nou goed, ek beloof. Jy moet maar net sê wanneer. Dankie, Nelly. Waar gaan hom nou heen? Dorp toe. Se vas. Wat gaan nou dan, Tanelli? Hy gaan met Lottie praat oor die rondtafel. Ek sal graag by daai onderhoud teenwoordig wil wees. Want jy moet nog lag. Ek is tot die dood toe bekommerd. Jy weet hoe hy is. Ek hoop tog nie hy gaan moleste aanvang nie, Jan. Nou, Tanelli. Ag, Tanelli, as meneer Ginter oor die blomme kom, sê vir hom ons nie skuur hoor. Goed, ek sal sê. Het Tanelli gesien hoe daai klein goed gisteraan daai skuur bemors? Ag, man, ja. Dankie, Sunny. Môre, Sunny. Vasie? Dag, was. Klas. Dankie, Sunny. Dag, Lottie. Hoe gaan dit? Helemaal goed, dankie, oom Vasie. Kan ek maar rukkie sit? Ja, tuurlijk. Ek verstaan jy is van plan om 'n rukkie te vertoewe, Lottie. Ja, het is so, oom. Het Nelly vir oom gesê? Ja. As jy is daaroor wat ek met jou wil praat. Ek is jammer, maar jy kan nie die rondtafel kry nie, Lottie. Dis klaar vir jou. Maar oom kan Nelly nou gesê? Ag, Nelly weet van niks. En sy het ook nie die reg gehad om die rondtafel aan enige iemand te verhuur nie. Die rondtafels is almal verhuur. Ek is jammer, maar so is dit nou. Nou ja. Wat daar Annie se huis staan mos leeg. Sy bly mos nou daar by haar broer op Suikerbos. Hoekom huur jy nie haar huis nie? Of is jy nie van plan om lank te vertoef nie, Lottie? Toe maar oom hoef vir my blyplek te soek, ek sou self regkom. En wat die dier van my besoek betref, dit hang alles van omstandighede af. Dalk is dit nog permanent. Dag, Sanne. Dag, Klas. Dag, mevrouw. Ek kan sommer sien hy's nog net so 'n korrelkop soos albei. Hy moet net nie dink hy gaan my rond hier te gebied nie. Totsiens. Dis nie ons besigheid nie, Sanne. Ek bel maar net om dankie te sê vir gisterandsoeke. Ek en Jan het dit baie geniet. Luister, ek wil haar bebote resep hê, hoor. Ja nee, jong, ek moet maar resepte afskryf vir 'n vader. Môre dan het die pos al gesorteer. Môre Dawie, nou net klaar. En hoeveel keer? Gaan dit Dawie? Nee, sommer klop tusselboom. Ek moet nou nooi. Ons het van die eerste oomblik af geklik. Ons moes gisteraan gaan dans daar op Eendrag. Hallo Grieta. Hallo Dawie.
Ek moet eintlik vir tante dankie sê. Wie ek? Ja, Chrissy sê sy het gister die hele dag probeer bel om Callie in die hande te kry om nou hierdie ou meisietjie na die party te vat of so iets. Maar tante wou nie deur sit nie. Ek is ook maar bly want anders sou ek nou nooit. Wie is die meisie daar? Wie is dit? Chrissy sê toe ek moet haar vat. Tante weet ons het van die eerste oomblik af geklik. En as tante nou weet hoe lank tante ek nog gisterand vir Jolina gaan haal. het. Jolina? Ja, tante, my nuwe meisie. Jolina RW. Ek het juist haar sakdoekie hier. Sy het gisterand in die kar vergeet. Ek gaan dit nou juist vir haar vat. Moeder Grieta, gee sy maar die RW se pos, dan kan ek dit saamvat asseblief. Dankie. Nou maar Arrie, hoor. Callie sou nooit 'n meisie uitneem wat so common sense gebruik nie. So, alles gebeur maar vir die beste. Nee, Grieta.